My liewe broer en suster, die tema van oggend, die lewe is nie 'n speletjie nie. Nou sit 'n party wonder nou regtig, ek dink die lewe is 'n speletjie. Is die lewe 'n speletjie? Nee, die lewe is nie 'n speletjie nie. Want die Here het ons hier op aarde geplaas, want hy is ernstig met ons. Ons ken almal ons landswette, nee. Of ons is behoort te ken. Veral as daar stopstraat is met ons, stop. En dit nie gebruik as 'n toegeeteken nie. Sê die man wat die kinders leer om 'n leerlinglisensie te kry. Wette. En ek gaan vanoggend 'n bietjie met u praat oor wette. En ons gaan vanoggend 'n bietjie stil staan by wette. Want daar's baie goeters wat uit wette uitkom. Jy sien wat wette in 'n land is nie gemaak om boosheid of onsedelikheid of verkeerde foute of verkeerde gedrag te akkommodeer nie. Dit is eintlik gemaak om dit stop te sit. Dis hoekom dit gemaak is. Die verkeerde gedrag en verkeerde optrede gaan gewoonlik enige wetgewing vooraf. Met ander woorde, wat sê ek? As daar nie 'n wet is nie, dan doen ek dit. Dan is dit reg. Want daar is nie 'n wet wat vir my sê dis verkeerd nie. Dis reg. Ek kan dit doen. As daar nie 'n wet was om te sê ek mag nie moord pleeg nie, dan het ons sekerlik 'n paar mense al doodgemaak. Wees nou maar eerlik met jouself. Maar omdat daar 'n wet sê ek mag nie moord pleeg nie, lewe seker 'n paar mense vandag as gevolg van daardie wet. So wette. Eksodus 20 vers 2 tot en met 17. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag namens my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarbo is of op die aarde daaronder of in die waters daaronder is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is 'n onverdeelde trou aan my. Ek vereis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle voorvaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde aan die duisende geslagte van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Ok, dis nou toe maar ek gaan nou verder maar net hier lees. Vers 7, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of jou vrou wat vir jou werk nie. Of enige dier wat of van jou vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarop is, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jou daar lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou vir jou gegee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n vals getuienis teen 'n ander gee nie.
Jy mag nie iemand anders te sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. En ook nie 'n slaaf of 'n slavin of 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. God kondig hierdie 10 gebooie aan. Jy sien, die 10 gebooie is plus minus 3000 jaar aan die volk Israel gegee na die sondeval in die tuin van Eden. Plus minus 3000 jaar na die sondeval in die tuin van Eden kom God en hy gee die 10 gebooie. Hy kondig wette aan, want dit is wat dit is. Wette vir die mens, nie om te stop met hulle sondes nie. Maar die aankondiging is, sodat die mens die sonde kan erken. Want ek kan nie met iets stop as ek dit nie kan erken nie. As ek nie daarvan weet nie. En daarom kom aan hy kondig aan. Jy sien, die vraag wat jy jouself moet vra is, wat bring 'n wet? 'n wet bring iets. Gevolge, ja. Maar, hy bring 'n gewete en gevolge. Dis wat 'n wet bring. 'n wet sal jou gewete aankla as jy verkeerd is. Maar daar's ook gevolge. As daar nie 'n wet is nie, dan sal dit my net nie pla nie. Dan kan ek maak soos ek wil. Ek kan doen wat ek wil. Nou waarom sê God vir die Israeliete in Eksodus 20, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Waarom sê hy dit? Jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Hoekom sê hy dit vir hulle? Die volk het dit reeds gedoen. Hulle het reeds moord gepleeg. Hulle het reeds gesteel. Hulle het reeds egbreek gepleeg. En nou kom die wet, en die wet sê, jy mag nie dit doen nie. Want wat kom doen die Bybel? God kom deur die woord, en hy kom en hy vat sonde, en hy definieer, wat is sonde? Wat is reg, en wat is verkeerd? Ek het reeds gesê, die wet wys nou wat reg en verkeerd is. Belangrike punt van die wet. Daar is gevolge van 'n wet, né? So, jou besluite wat jy neem, het gevolge. Mense sê, as jy 'n besluit neem, lewe jy met die besluit. Wat eintlik nie waar is nie. Want jy sien, jy kan in 'n oogwink 'n besluit neem. Jy kan in sekondes 'n besluit neem. En jy kan in sekondes begin om daardie besluit uit te voer. Maar jy sien, wat die waarheid eintlik is, ek lewe nie met die besluit nie. Ek lewe met die gevolge van die besluit. Dis waarmee ek lewe. Die gevolge van my besluit. Daarom is dit belangrik. As jy besluit neem, voordat jy dit sal uitvoer, gaan kyk bietjie, wat is die gevolge? Jy sien, ons almal soek goeie resultate. Niemand soek 'n negatiewe resultaat nie. Ons soek almal positiewe resultate. Maar baie kere is ons so impulsief. Ons neem 'n besluit en ons reageer op ons eie besluite.
En ons het nie bietjie gaan kyk, wat is die gevolg daarvan nie. Jy besluit om 'n kar te koop. Nou dit is nou interessant, ek mag nou dalk reg of verkeerd wees, maar as 'n man na 'n kar koop kyk, dan kyk hy anders daarna, en as 'n vrou na 'n kar wil koop, dan kyk sy anders daarna. Meeste van die vrouens sal sê, hoorie so, daai kleur moet hy wees. Die man sal sê, eers wag, wat 'n tipe kar wil ek hê? En dan sal hy miskien kyk na die kleur. En dan sal ons kyk, wat is sy brandstofgebruik, né? En dan sal die man iewers 'n bietjie verder gaan en sê, maar as hierdie voertuig breek, is daar aparte beskikbaar vir hom. En dan, die een wat jy eintlik eers moes oor gedink het, kan ek die paaiement bekostig? Vergeet die paaiement, kan ek die versekering saam met die paaiement bekostig? Want as jy daai kar gekoop het, en jy kan nie saam met daai versekering en daai paaiement leef nie, sal jy die gevolg van jou besluit saam mee lewe. Wel, jy mag dalk 'n ander besluit neem. Jy mag dalk besluit om 'n kar te gaan steel liewerste. Dis ook 'n besluit. Ek gaan hom nie koop nie, maar ek gaan hom steel. En as jy mooi gaan dink, wat is die gevolg daarvan? En wat gaan die impak op jou gesin en jou familie wees as jy gevang word? Maak nie saak watter kant toe ek gaan nie, daar is gevolge. Jy sien, want as ek die gevolge verstaan, is dit baie keer makliker om die besluit dan te neem. As ek my sommetjies gedoen het, en ek sien ek kan die kar bekostig, dan kan ek hom bekostig. Sommige mense is bang om 'n besluit te neem. Jy sien, want as jy 'n besluit geneem het, saam met daardie besluit kom 'n verantwoordelikheid. Daar's 'n verantwoordelikheid. En jy moet daai verantwoordelikheid aanvaar, ongelukkig. Nou, baie keer is dit moeilik. Jy werk vir hierdie groot koöperatiewe maatskappy, en nou word jy ewe skielik bevorder as die bestuurder. Maar dan was iemand voor jou daar gewees, en daai persoon het ook besluite geneem. En nou stap jy daarin, en daar's besluite geneem. En jy moet daardie besluite aanvaar, met die gevolge, wat saam daarmee kom. Jy kan dit dalk verander, met tyd. Adam is in die tuin van Eden. Het Adam die vrug gaan pluk van die boom af? Het Adam die vrug vir iemand aangebied? Nee, dis reg. Maar die Here God het vir hom kom vra, hoekom en waarom? Hy het nie vir Eva gevra nie. Want hy het die verantwoordelikheid gehad. Toe alles verby is, toe vra die Here vir hom, hoekom en waarom? Ons praat vanoggend dat die lewe is nie 'n speletjie nie. Kom ons kyk gou, wie van julle is eerlik? Wie van julle hou daarvan om kansse te vat? Ons almal, ons kom almal aan die hande opsteek. Maar kansse is riskant. Jy sien, want ons hou daarvan om vinnige kans te vat, want ek dink baie keer, ek gaan vinnig voordeel trek hier uit.
Ek gaan vinnig 'n paar rand maak. En as ons eerlik wees, ons almal het dit al gedoen. Ek gaan vinnig hierdie geld wat ek het, hierin belê. Want hulle het gesê, binne 3 maande gaan ek my geld verdubbel. En na 3 maande, dan het ek iemand anders se bankrekening verdubbel en nie my eie nie. Reg? Want omdat ek 'n vinnige kans gevat het ek nie voor die tyd gedink, wat gaan die gevolge wees as ek 'n vinnige kans gaan vat? En ons moet baie keer versigtig wees om met 'n ryk vriend 'n kans te vat. Want jy sien, jou ryk vriend kan bekostig om 'n paar R1000 te verloor. Maar ek en jy mag dit dalk net nie bekostig om 'n paar R1000 te verloor nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Daarom sê Dawid in Psalm 23, die Here is my herder. Hy is die een wat my lei. Nou as die Here jou herder is, voor jy daai kans vat, vra vir hom dat hy jou lei. Laat hy vir jou 'n bietjie wysheid gee, laat hy vir jou 'n bietjie kennis gee. Gaan ek hierdie kans vat? Of wat staan ek om te verloor? Ek gaan 'n laaste punt wat ek wil oor gesels. Sonde. Ons weet dat as ons gesondig het, dan sal ons gestraf word. Maar ons weet ook dat die woord van die Here sê in 1 Johannes 1 vers 9, dat as ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig om my sondes vir my te vergewe. So daar's vergifnis. So hy vergewe ons sondes. So as ek nou daardie kar gesteel het, in plaas van hom te gekoop het, en hulle vang my, en ek vra die Here, Here vergewe my asseblief my sondes. Die woord sê hy is getrou en regverdig om my te vergewe. Maar die kanse is nog steeds baie goed dat ek tronk toe sal gaan. Reg. Die kanse is nog steeds baie goed dat ek tronk toe sal gaan. So ons kry sondes wat ons doen is persoonlike sondes. Sondes waarvan jy weet, wat persoonlik is. Persoonlike sondes. Kinders wat nie ore het nie. Hulle luister nie. En ons praat van persoonlike sondes, goeders wat jy doen waarvan jy weet en die Here weet, en van die mense dalk rondom jou weet. Maar dan kry ons ook sondes wat ons noem gemeenskapssondes. Sondes wat die gemeenskap doen. En die Here straf die gemeenskap. Maar dan kry ons ook sondes van jou regering af. Onthou julle, ek het so rukkie terug gepreek oor 2 Samuel 24, oor Dawid, waar hy gesê het, ek val liewerste in die hand van die Here, voor ek in die hand van mense val. Maar ek wil vanoggend bietjie met 'n ander oogpunt hier na Dawid kyk. Want Dawid is die koning van Israel. So Dawid stel outomaties die regering van die dag voor, want hy is die regering van die dag. En Dawid besluit hy wil die volk tel.
Is daar 'n fout om die volk te tel? Nee, daar is nie 'n fout om die volk te tel nie. Die volk is gereeld getel. Veral wanneer hulle die offergawes gaan opneem het, die tempeloffergawes. Want hulle het gereeld omgegaan om offergawes op te neem vir die tabernakel en later jare die tempel, sodat daai geld die leviete en die priesters kon onderhou het. Onthou, want hulle het nie gewerk nie. Hulle het nie inkomste gehad nie. En daarom het hulle die geld gaan opneem. En terselfdertyd, terwyl hulle die geld opneem, het hulle die volk getel. Maar nou kom Dawid en hy sê, nee, ek wil net die volk getel hê. Ons gaan geen offergawes opneem nie. Hoekom wil hy die volk tel? Want hy wil kyk hoe sterk sy weermag is. Hy wil kyk het hoe goeie koning hy is. En tot sy generaal waarsku hom daarteen. Maar Dawid gaan voort. Dawid gaan voort en hy tel die volk. En jy kan 2 Samuel hoofstuk 24 self gaan lees. En op die einde van die dag sterf 70.000 mense. Ons bly in Suid-Afrika. Nou ja, ons kan baie van Suid-Afrika sê. Maar eerstens wat ek vir jou wil sê is, omdat jy 'n burger van die land is, kan jy stem. Maar moenie jou stem goedkoop maak nie. Dan vra vir die Here vir wie moet jy stem. Jy sien man, jou regering neem besluite. En of daai besluit jou 'n fisiese impak op jou eie lewe het, daai besluit mag dalk nie 'n fisiese impak op jou eie lewe hê nie. Maar dit het 'n impak op die land. En dit het ook 'n impak op die woord van die Here. Want ons moet versigtig wees as ons sê ons is 'n Christenland, maar wette word deurgevoer wat teenstrydig is met die woord van die Here. Ons skryf vandag die LBCGH alfabet. Julle weet van wie ek praat. Dis gewettig in ons land. Maar wat sê Genesis 19 van Sodom en Gomorra? En onthou, dit was nie die enigste sonde van Sodom en Gomorra gewees nie. Daar was baie ander sondes ook gewees. Dit was nie die enigste sonde nie. God het hulle vernietig. Ek sê weer, dit was nie die enigste sonde gewees nie. Daar was ander sondes ook gewees. En hulle is vernietig. Kyk hoe gaan dit in ons skole vandag. Omdat ons nie meer die woord van God in ons skole mag onderhou nie. En dan vat ons die volk van die Here aan in 'n wêreldhof. Jy sien, wat ek eintlik vir jou net onder jou aandag wil bring. 'n Paar jaar terug, 20 jaar, 30 jaar terug, nee. Kom ons maak dit 35 jaar terug. Saam bly. Was taboe gewees, né? Mense, 35 jaar terug sou jy nie sommer saam gebly het nie. Vandag is dit algemeen aanvaarbaar. Jy sien, wat probeer ek vir jou vertel vanoggend? Is dit teenstrydig met die woord van die Here? Ja, dit is.
Maar omdat die regering dit toelaat, en omdat ons die godsdienst wegvat, uit ons skole uit, en uit alle publieke uit, nou word het aanvaarbaar. Die kerk praat nie eens baie keer mee daarteen nie. So hoor jy wat ek vir jou sê, weet jy wat jou regering maak, al is dit teenstrydig teen die woord van die Here, oor 20 jaar, 30 jaar van nou af, is dit aanvaarbaar. Maar is nie aanvaarbaar met die woord van die Here nie. Die Romeinse ryk, toe Jesus op aarde was, waar hierdie aarde bewandel het, die Romeinse ryk die wêreld van daai tyd, was hulle die heersers gewees, van die wêreld van daai tyd. Bestaan hulle vandag nog? Nee. Hoekom nie? Jy sien, want as jy afgode begin aanbid, as daar ons bondigheid is, en daar sonde in die regering, dan vernietig die Here hulle. Want jy sien, en hier is een van die sondes wat die Here die meeste haat. En dit is hoogmoed. Gaan kyk maar. As ek geregtig is op alles, wees versigtig vir hoogmoed. En as jy na al die regerings gaan kyk wat geval het, sal jy by al hulle leiers sien, hoogmoed. En losbandigheid. En afgode. En ek praat nie van 'n afgod, 'n beeldjie wat ek maak, en ek kan bid hierdie beeld nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Hoeveel van ons het afgode in ons eie lewens? Kan eet 'n afgod wees? Ja. Kan jou geld 'n afgod wees? Ja. Kan jou vrou of jou man 'n afgod wees? Ja. Kan jou kar 'n afgod wees? Ja. Voordat hulle hom steel. Ek sê weer eens, die lewe is nie 'n speletjie nie. Jesus, en ek sluit af. Jesus bewandel hierdie aarde. En ek kom daar by doodgewone mense uit. Vissermanne. En al wat hy vir hulle sê, volg my. Hulle los hulle nette en hulle volg Jesus. En hierdie mense word van die bekendste mense in die wêreld. Ons verwys vandag nog na hulle. Maar hierdie mense verander 'n wêreld. Hulle het die wêreld verander, hulle het ander mense se lewens verander. En nou sluit ek af met hierdie vraag vir jou vanoggend. En ek wil hê jy moet mooi dink. Wat gaan die gevolg van jou lewe? Wat gaan die gevolg van jou lewensbesluite wees? Hoe gaan 2026 eindig vir jou? Wat gaan die gevolg van jou lewensbesluite wees? As een van die belangrikste besluite wat elkeen van ons moet neem. En dis 'n besluit vir wie ek kies. Kies ek Jesus Christus? Of nie? Want daai besluit sal jou ewige lewe bepaal.
En dit is 'n besluit wat nie een van ons kan uitstel nie. Ek kan dit uitstel, dis baie maklik. Ek kies nie vir Jesus nie, maar eintlik kies ek. As ek sê ek kies nie vir Jesus nie, kies ek in elk geval. So jou lewe het 'n gevolg. So hoe gaan jou gevolg lyk? As jou lewe eindig op hierdie aarde, wat gaan hulle van jou sê?